Hemelse Vader, ons is ook vanoggend hier, want ons weet daar's geen beter plek as om in U teenwoordigheid te wees. Here, ons weet daar's geen beter plek as om voor U te kniel nie. By U voete te gaan sit en by U te leer. En daarom help ons ook vanoggend dat ons vanoggend ook vir 'n oomblik tot rus sal kom in U teenwoordigheid. Tot rus sal kom by U. En help dat ons vanoggend sal hoor wat U vanoggend graag vir ons wil kom sê vanuit die woord uit. Here, gee dat dit nie maar net nog kennis sal wees wat ons bymekaar maak nie. Maar nie maar net nog iets sal wees wat ons hoor nie, maar dit werklik ons hier sal toelaat dat U die woord en die gees gebruik om ons lewens te verander, te vernuwe. Sodat ons al hoe meer kan begin lyk na die beeld van U Here Jesus Christus. Daarom kom bid ons, kom vra ons die Here, help ons dat ons nou sal fokus op U. U waar ons tot rus kom, ook in U teenwoordigheid. Amen. Ons skriflesing vanoggend uit Matteus 11 uit, daar van vers 25 tot en met vers 30. Matteus 11 van vers 25 tot 30 in die Bybel. Hier voor my is dit op bladsy 19 in die Nuwe Testament. Daardie tyd het Jesus gesê: Ek prys U Vader, Here van die hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ek lees vir ons tot sover vanoggend. Ek wil begin met 'n verhaal daar uit my eie huis uit. En ons het op 'n stadium 'n baie goeie wasmasjien gehad en daai wasmasjien het baie goed gewerk. Nou weet ek nie of julle al gesien het nie, maar op meeste wasmasjiene is daar 'n gewig op wat sê, maar dis die maksimum gewig wat jy in hierdie wasmasjien kan laai. Jy mag nie meer as soveel kilogram nie, en as jy hulle gaan koop by die winkel ook, dan sê hulle vir jou, hierdie is 'n soveel kilogram gewig, maar hierdie is nou duurder, want hy kan bietjie meer gewig neem, en so meer. Maar nou weet ek nie van julle nie, maar by my huishouding werk het nou nie so nie, en ek wonder partykeer, ek moet seker net eendag die boekie gaan lees, om te gaan vasstel, is dit nou die gewig van die klere as hulle droog is, of is dit nou die gewig van die klere as hulle nou nat geword het, daai gewig wat op die masjien aangedui is. Maar wat gebeur, en ek dink in baie van julle huishoudings werk het maar dieselfde, by my huishouding is daar nou nie regtig tyd om nou te probeer gaan weeg en gaan kyk hoeveel gewig is hierdie wasgoed vir die masjien nie. Ou skat maar, en jy druk in. En in my huishouding gaan dit partykeer nogal besig, so ek besef partykeer as ek die wasgoed insit, hierdie is dalk waarskynlik te veel. Hierdie wasgoed is waarskynlik te veel vir hierdie masjien, maar ek het al geleer, hierdie masjien hanteer dit. As ons hom laai, hy was en hy was skoon, en is geen probleem nie, so het ons maar gereeld hierdie wasmasjien oorlaai, en te veel goed in hom gesit, veral wanneer dit druk gaan en besig gaan in ons huishouding. En dan gewoonlik hier in die begin van die winter rond, dan spoel ons gou die winterskomberse wat ons op die beddens gaan opsit, wat heeltyd in die kas gelê het,
net dat die stofreek bietjie uit die komberse uitkom, en dan weet ek eintlik, maar hierdie komberse raak swaar as hulle nat is, en dis waarskynlik te swaar vir hierdie masjien, maar die masjien het dit gewas, sonder enige probleme. Maar net tot op 'n dag het hierdie masjien dit kon hanteer, en toe op 'n stadium het hierdie wasmasjien ingegee, want hy kan hierdie oorlaai hanteer het, maar net tot op 'n stadium, en toe raak dit te veel kere, en toe breek die wasmasjien, en moes ons 'n ander wasmasjien kry. Miskien net nog 'n beeld, ek dink julle almal sien dit, hierdie tyd van die jaar so bietjie, maar veral in Desember, dan weet ons almal wat teen Nelspruit bly van die taksies met die sleepwaandjies wat deurgaan Mosambiek toe, en dan daai sleepwaandjies lyk gewoonlik so, né? En dan weet ons almal wat daai sleepwaandjie sien, dan weet ons hierdie sleepwaandjie is oorlaai. En wat gebeur? Daai sleepwaandjie hanteer hierdie oorlaai, maar ook net tot op 'n punt, want ons almal weet ook, as jy uit Nelspruit ry, veral hier Desember maande, nadat die bouers gesluit het en so baie van hulle terug gaan huis toe, dan weet ons hoeveel van daai waandjies staan langs die pad, met gebreekte vere of gebreekte aste en so meer, want hulle kan vir 'n tydjie lank daai oorbelading hanteer, maar iewers op 'n stadium gee iets in. En ek dink dis baie keer hoe ek en jy is. Ons leef in 'n wêreld wat verskriklik besig is. Ons leef in 'n wêreld wat baie eise aan ons stel. En dan raak ons baie keer soos daai wasmasjien of soos daai waandjie, ons sê vir onsself, maar ek kan dit hanteer, ek kan maar meer hanteer, ek kan maar meer werk doen, ek kan meer op my vat, ek kan meer neem en ek kan meer oplaai, nee. En die Here het ons as mens sterk gemaak, en die Here het ons so gemaak, ons kan met tye daai ekstra las dra, maar net op 'n beperkte hoeveelheid. En dan gebeur dieselfde wat met my wasmasjien by die huis gebeur het, of wat met daai waandjies gebeur, iewers op 'n stadium raak dit net te veel. En iewers begin goed ingee in jou lewe. Begin jy sukkel met goed wat jy voorheen nie meer gesukkel het nie. Baie keer kan dit wees dat jou gesondheid begin daaronder ly. Verhoudings ly daaronder en 'n klomp ander goed. Want hoekom? Ons dink baie keer, ons kan maar net aanhou en aanhou. Ons dink so baie keer, ons is soos wat in Engels sal sê, indestructible, né? En dan iewers op 'n stadium, dan haal dit ons in. Dan kry ons ook skade, en dan breek ons. As ons gaan kyk, dan sien ons, dat die Here het in die skepping 'n bepaalde ritme ingeskep. En deel van my ritme is, dat daar gereeld gerus moet word. En ons lees daarvan in Genesis 2 vers 3, hy het by 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Ons sien dit in Eksodus 20 ook, waar ons die 10 gebooie kry. Waar die Here sê, maar dis hoe hy sy skepping geskep het. Hy het sy skepping geskep met dat daar 'n ritme van gereelde rus in die skepping moet wees. En tog, wat doen ons as mense? Ons as mense dink ons kan aanhou hierdie ritme ignoreer. Aanhou om nie in te val by die ritme wat God in hierdie wêreld ingeskep het nie. En dan dink ons baie keer, maar ek kan aangaan daarmee en niks sal gebeur nie. Tot op 'n dag waar die baie snel tempo van hierdie lewe net te veel vir ons raak. Dan kom ons naderhand agter, maar ons is so besig met so baie goed, ons kom nie by die goed uit wat ons eintlik graag by wil uitkom nie. Dan kom ons agter, maar dinge raak net te veel. Die probleem met hierdie goed is as 'n ou fisies moeg is, kom 'n ou dit gewoonlik vinnig agter, né? Mens fisies moeg is, begin jy vaak raak en jy begin gaap en jy kan voel jou lyf is tam en jou lyf is moeg en dan weet ou gewoonlik, maar ek kan myself nog so bietjie druk, maar nou moet ek iewers 'n ruskansie gaan kry. Ek moet iewers vir
middagslaapie gaan of ek moet nou gaan slaap, dit raak nou laat of wat ook al. So ons liggame sê baie keer vir ons dit vinnig wanneer ek fisies moeg raak. Maar hierdie gedeelte van vanoggend gaan oor 'n ander moeg. Dit gaan oor 'n lewensmoegheid. En dis baie keer moeiliker om te besef. Navorsing sê een van die probleme met uitbranding is dat die meeste mense kom eers agter as fout wanneer hulle klaar op die punt van uitbranding is. So hulle kom nie voor die tyd dit agter nie. Ander mense om hulle kom dit agter, maar hulle self kom dit baie keer nie agter. En kom dit baie keer eers agter wanneer hulle reeds op die punt van uitbranding is. Want ons leef in 'n samelewing wat so baie eise aan ons stel, dat al hoe meer mense lewensmoeg is. Ek het die volgende statistieke gekry, en nou statistieke is altyd 'n moeilike ding, want dit hang af van hoe groot jou steekproef was, en met wie jy gepraat het, en so meer, en hoe het jy die vraag gestel. Maar ek dink tog hierdie statistieke help ons so 'n bietjie om ietsie te verstaan van ons samelewing waarin ons is. En die statistieke wat ek raak gelees het, sê dat 1 uit elke 3 werkende mense toon simptome van uitbranding. 1 uit elke 3 mense wat tans in 'n beroep staan, het begin tekens toon van uitbranding. Hulle is nie by uitbranding nie, hoor my mooi, maar hulle begin tekens toon van te veel werk, oor werk wees. 50% omtrent van ons mense in Suid-Afrika, gaan nou alles oor mense wat werk in 'n beroep staan, ervaar sekere mate van geestesgesondheidsuitdagings. Tot 50%. En dan sê hulle 75% van mense sukkel om af te skakel wanneer hulle by die huis kom. 75% sukkel dat as hulle by die huis kom, is hulle gedagtes en alles nog besig met die werk. Hulle dink oor die werk, hulle wonder oor die goed wat van môre en. En al hierdie goed maak op die einde van die dag dat ons lewens moeg raak. En dat al hoe meer mense draai en begin op die punt kom van uitbranding. En dan maak ons baie keer die fout, dink ek, om te dink, dis genoegsaam as ek net iewerster gou weer 'n afnaweek vat, of as ek net iewerster 'n vinnige vakansie inwerk. En natuurlik help dit help veral vir jou fisiese moegheid, en dit kan ook help vir jou lewensmoeg wees, jou emosionele, geestelike moeg wees. Maar daar's eintlik iets meer nodig, iets anders nodig vir my en jou. En dis wat die Bybel vir ons wil kom sê. Daar's eintlik so baie tekste in die Bybel wat vir ons wil kom sê, maar ek en jy het nodig om 'n tye te rus. Ons het nodig om tyd in die Here se teenwoordigheid te spandeer, sodat ons ook kan rus, wat nie fisiese rus is nie, maar 'n emosionele, geestelike rus, wat ek en jy ook nodig het. Hoe meer ek met hierdie gewerk het, en hoe meer ek die laaste paar weke hiermee besig was, ook so tussendeur, het ek nou al hoe meer net begin besef en wonder, toe die Here juis daar in Genesis gepraat het vanuit 'n rusdag ingestel, dink ek maak ons die fout, dat dit net gaan oor fisiese rus. Ek dink dis baie keer wat ons in ons koppe dink, en ek dink die Here het dalk meer daar bedoel, 'n emosionele, geestelike rus wat ons nodig het. Al ou dit in konteks lees met Jesus se uitsprake in die Nuwe Testament oor die Sabbatdag, wanneer die Fariseërs en so om aangespreek het oor goed wat gebeur het, goed wat hy gedoen het. Dink ek al hoe meer, dis maar my opinie, dat dit ook gaan oor 'n geestelike en emosionele rus wat die Here weet ons nodig het. Psalm 23 wat ons almal so goed ken, sê in vers 2, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. En daar's baie ander tekste wat dieselfde sê. Ware rus vind plaas by God. As ek werklik wil rus, is dit net die Here wat my kan help om daai rus te beleef, daai rus te ervaar. So ja, as ek gaan vakansie hou of 'n afnaweek vat, dan rus ek fisies. Maar as ek regtig wil geestelik, emosioneel wil rus van lewensmoegheid,
dan het ek nodig om dit te doen in God se teenwoordigheid. Dan vind ek daai rus wanneer ek met God besig is. En daarom as ek op vakansie gaan en ek doen moeite om tyd met die Here te spandeer, dan gaan daai vakansie vir my help. Maar as ek nie tyd of moeite doen om met die Here te spandeer, gaan ek na daai vakansie toe gaan en ek gaan terugkom en ek gaan dalk fisies gerus hê, maar ek gaan nie emosioneel, geestelik uitgerus voel. Want dit kan net gebeur in God se teenwoordigheid. Wanneer ek sy teenwoordigheid opsoek en wanneer ek met die Here dan ook besig is. Daarom hierdie tipe van rus is nie noodwendig 'n passiewe rus nie. Dink baie van ons het dit al beleef, waar jy gaan en dan gaan rus jy fisies, jy sit en niks doen nie, maar dit voel nie vir jou of jy regtig rus nie, dit voel nie of jy regtig uitgerus is nie, nee. Want hierdie rus is eintlik so 'n bietjie van 'n aktiewe rus. Dis rus in God se teenwoordigheid, maar dis 'n rus waar ek oor God se woord nadink, waar ek in gesprek met God is, waar ek met hom praat. Dis 'n rus wat ek kry wanneer ek al my uitdagings, my probleme, my bekommernisse voor die Here gaan neerlê en sê, Here, maar hierdie is die goed wat my bekommerd maak, hierdie is die goed waarmee ek worstel. Here, wys my, help my, hoe moet ek hierdie goed hanteer? En wanneer ek dit begin doen, so ek sê, dis 'n tipe van 'n aktiewe rus, dan begin ek voel ek kry rus vir my lewensmoegheid. My uitgebrand voel op die einde van die dag. Baie van julle ken waarskynlik hierdie verhaal. Ons het al 'n slag jare terug, het iemand ook al by hierdie verhaal stilgestaan. Ek gaan ons so my eie weergawe vertel, jy het dalk 'n ander weergawe gehoor. Maar hulle vertel van hierdie bosbouers van jare terug, klompe jare terug, toe hulle nog met byle en met handsaag die bome afgesaag het. En hulle vertel op 'n stadium by een van hierdie plantasies was toe nou maar die reël, dat op grond van die hoeveelheid bome, wat jy dan nou per week kan afhaal, dit bepaal jou vergoeding, nee. As jy meer kan afhaal, dan kry jy nou bonus op die einde van die dag. En baie van hierdie bosbouers het toe nou gegaan en hulle het vreeslik hard deur die dag gewerk. Hulle het hulle teebreek gelos en nie hulle teebreek gevat nie. As dit middagete breek was, het hulle dit kort gemaak en net vinnig iets geëet en dan weer ingespring, behalwe die een ou. Die een ou het, as dit teebreek is, sy teebreek gevat, en die volle tyd. En as dit sy middagete breek was, het hy sy volle middagete breek gevat. En dan teen die einde van die week, het hy meer bome afgehaal as die ander, alhoewel hy minder fisies gewerk het. En na 'n week of 2 of 3, toe kan hierdie ander nie verstaan nie, hoe is dit moontlik? Hierdie ou vat baie meer breuke as wat hulle doen, maar tog werk hy beter, vorder hy beter as hulle. En hulle gaan vra toe vir hom, maar hoe werk dit? Toe sê hy, maar dit is half tweeledig. Punt 1, as jy heeltemal te moeg raak en jy gaan aan, dan werk jy, maar jy is eintlik nie meer effektief nie. Jy kan eerder 'n bietjie rus en weer krag kry, en as jy dan wegspring, dan werk jy baie meer effektief. Hy sê, en die tweede ding is, wanneer ek daai breek vat, dan sit ek nie en niks doen nie. Wanneer ek daai breek vat, dan sit ek en ek maak my gereedskap weer skerp. Ek sluit my byl en ek maak weer my saag se tande skerp terwyl ek daar op middagete breek is. So wanneer die breek verby is, ek weer as ek begin met skerp gemaakte toerusting werk. En daarom werk ek meer effektief as wat julle doen. En daar's iets daarin vir my en jou te leer in hierdie verhaal. So baie keer dink ek moet net aanhou en aanhou en aanhou, want anders gaan ek nie deur die werk kom. En dan baie keer is ons eintlik minder effektief. En is iets daarvan wat die Here vir ons ook wil kom sê, maar kom rus in my teenwoordigheid, want dis waar jy weer geslyp word, wanneer jy besig is met my, in gesprek is met my, wanneer jy jou bekommernisse en alles met my kom deel, dan is dit amper soos 'n slypmaakproses, 'n skerpmaakproses, sodat wanneer jy daar klaar is, jy weer meer effektief kan funksioneer ook in hierdie wêreld. Maar ek en jy het nodig om te besef dat daai rus is net by die Here te vind. Ons
teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het, sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Dis ons teks wat ons vanoggend gelees het. Die Here wat vir my en jou kom uitnooi, en kom nooi om te kom sê, maar kom vind jou rus by my, kom vind jou rus in my teenwoordigheid. Want ek is al een wat regtig vir jou kan rus gee. En dan gebruik die Here so mooi simbool van die juk, en ek besef, dis nou een van daai goed in vandag se tyd, ons kinders dink ek nie weet meer so mooi wat 'n juk is nie, en daar gaan nou 'n prentjie op die bord vir julle verskyn. Nou die juk is daai houtbalk, kan ons maar sê, wat daar boor daai twee osse se rug is. En dis wat hulle in die ou tyd gedoen het. Vandag nog is daar nog steeds plekke waar hulle so werk, maar dan het daai juk hier oor hulle skouers gekom, met die skeie wat deurkom, en dan wat ook al hulle moes sleep, of dit nou 'n ossewa of 'n wa is, en of dit 'n ploeg is wat hulle moes sleep, kom dan daar vas. En dan het daai, wat ook al dit is, of dit nou osse is, en of dit nou donkies is, of wie ook al, of perde wat jy insit, het dan nou daai bepaalde werk moes verrig. En dis wat Jesus kom wanneer hy praat van my juk. En dan weet ons in die Bybelse tyd, in besonder het dit hier gegaan oor die ekstra las wat die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs op die mense geplaas het, met al hierdie uitgebreide wette wat hulle gehad het. En dit was 'n groot las vir daai mense van daai tyd gewees. En dan kom Jesus en dan kom sê hy, maar my las is lig. My juk is sag. Want as jy met mense praat wat nog jonk was en ietsie weet van hierdie juk wat so op die osse se rug geplaas word, sê daai juk was maar nie so gemaklik vir daai beeste gewees. Dit het baie keer hulle is geskaaf en seer gemaak, en veral as die lasses wat hulle moes sleep baie swaar was, dan het dit maar ongemak en pyn baie keer vir hulle veroorsaak. En nou kom Jesus en sê, maar hy wil so graag ons help, want wat doen Jesus? Hy help ons om aan daai juk te trek, hy help ons om ons laste te dra. En as ons mooi daaroor gaan dink, wat het gebeur toe Jesus Christus gekruisig is? Voor hy gekruisig is, het Jesus Christus self sy kruis, en moontlik sê navorsing, net die dwarsbalk gedra na Golgotha toe. En dan is dit eintlik so simbolies, dat wanneer Jesus hier sê, maar sy juk is sag, en hy gaan ons help dra aan ons laste, dan moet ons dit eintlik laat dink aan wat Jesus gedoen het aan die kruis. Jesus wat daai kruishout gedra het, amper soos 'n juk, wat hy gedra het om gekruisig te word, vir my en jou sondes, sodat ons vrygespreek kan word. Dat ons nie meer nodig het om daai las, daai juk te dra nie. En nou kom Jesus en hy kom nooi vir my en jou uit en kom sê, maar in sy teenwoordigheid wil hy so graag ons help, dat ons laste gedra kan word. Hy wil so graag die lewe vir ons ligter maak. Hy wil so graag ons help, dat ons nie net sal voel hier op aarde ons bestaan net nie, maar ons kan voel ons leef werklik. Dink so baie keer gaan ons deur hierdie lewe asof ons net bestaan, dis net werk en al hierdie goed, maar ons leef nie meer nie. Die Here sê, maar as jy in my teenwoordigheid kom rus, dan help ek jou om weer te kan leef. Dan help ek jou weer om te kan voel, maar die lewe het sin, die lewe het nut in hierdie lewe. Maar dan moet jy na my toe kom. En ons doen dit op verskillende maniere, onthou, en ek dink dis belangrik om dit ook te hoor. Julle weet, hierdie jaar werk ons baie sterk met hierdie sitkamer gedagte hier voor as simbool, om te sê, maar ons het kuiertyd met God nodig, ons moet tyd saam met God se teenwoordigheid spandeer, en tradisioneel was dit baie keer die plek,
in die ou dae waar mense in die sitkamer gaan sit het en Bybelstudie gehou het en as die dominee kom besoek het en so meer. Maar vir baie mense is dit dalk anders. Ek praat in die week met iemand en hulle sê hulle lekkerste kuiertyd met God is wanneer hulle gaan draf. Hulle is lief om te gaan draf, en hulle gaan draf op hulle eie en dis die tyd wanneer hulle die lekkerste met God gesels. Ja, hulle is fisies aktief, maar hulle rus in God deur met die Here te praat. In die week vertel iemand ook vir my van hulle man het altyd gesê, maar veral hier oor naweke op 'n Saterdag as hy daar in die tuin invaar, dit was sy tyd met die Here. Dis waar hy die naaste aan die Here gevoel het, wanneer hy daar in die tuin besig is in die tuinwerk, dan was hy in gesprek met die Here, dan het hy met die Here gepraat, met die Here gesels, vir die Here vertel van sy uitdagings, sy probleme. En dan wanneer hy daar klaar is, was hy dalk miskien bietjie fisies moer, maar geestelik, emosioneel het hy dan uitgerus gevoel. Ander mense sê vir my, hulle vind dit in musiek, deur of musiek te maak of na musiek te luister, is wanneer hulle voel, dis die tyd wanneer die Here weer vir hulle energie en krag gee, wanneer hulle rus by die Here. Ander mense sê weer, as hulle daar by die viswater sit, het lyk dalk of hulle sit en niks doen nie, en net wag dat die vis byt, maar dis wanneer hulle met die Here besig is. Met die Here gesels, maar dan moet jy kies om dit te doen. Dit help nie net jy gaan sit by die viswater nie. Dit help nie net jy gaan werk in die tuin. Jy moet dan sê, maar ek gebruik daai geleentheid om juist dan met die Here besig te wees. Met die Here te praat, te gesels, na te dink oor wat die Here vir my sê. Want dis daar wanneer ek rus vind. My eie lewe, ek is baie lief vir die natuur, so dis wanneer ek voel ek is die naaste aan die Here. Dis wanneer ek voel ek rus by die Here is, wanneer ek iewers in die natuur is. Maar mens kry dit nie altyd reg nie, en ek het toe nou vinnig geleer, die laaste klompie jare moet ek gereeld, ten minste 1 keer elke 2-3 maande Pretoria toe ry vir synodale diensraadvergaderings. En toe besef ek, maar dis die ideale tyd, en dis vir my nou sulke lekker tyd, om vroegoggend Pretoria toe te ry, 5 uur in die oggend, dan ry ek Pretoria toe, en dis vir my so lekker om dan met God besig te wees, met my gedagtes, met my uitdagings, alles. Ek gebruik daai tyd om met die Here te praat, al die pad tot in Pretoria, en na die vergadering soos terugkom, daai 3-4 ure terugry, dan sit my tyd met die Here. Wat ek met die Here gesels, met die Here praat. Dink ons maak baie keer die fout dat al wanneer ek regtig kuiertyd by die Here het, is wanneer ek stil gaan sit iewers. So hoor, hierdie is 'n simbool van kuiertyd by God, maar joune kan dalk anders lyk. Daar's ander maniere dalk hoe jy vind dat jy naby aan die Here is. En wanneer ek so by die Here kuier, dan beleef mense dat die Here mense help en die mense las ligter maak. Mense help om met mense verstand meer uitgerus te voel. En maak gebruik van ander mense ook, né? Bybel kom leer ons, Galasiërs 6 vers 2, sê die Here, maar hy gebruik soms ander mense om ons te help om ons las te dra. Sê nie die Here wat ons las dra nie, soms gebruik hy ander in my lewe wat my help om my laste te dra. Daarom sê Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Want ons moet mekaar ook help om aan ons laste te dra. Ek wil graag vanoggend die boodskap, wat 'n baie vry vertaling is, graag die boodskap se weergawe van hierdie paar verse vir julle lees. Nou die boodskap is 'n vry vertaling wat gaan kyk na wat is die boodskap, die inhoud wat die teks wil oordra, en dan vertaal hulle dit heeltemal vry, om dit vir ons dalk makliker verstaanbaar te maak. En veral vir ons jonger mense wil ek graag die boodskap se weergawe lees. So luister, hoe vertaal die boodskap hierdie paar verse. Daarom wil ek julle uitnooi, voel julle moeg vir hierdie lewe, knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra, het julle godsdiens leeg geword, sodat julle geestelike dors nie meer les nie, kom dan na my toe, ja, kom wy jou lewe aan my toe, by my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na my, want wat ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie.
Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. As jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Die Here kom nooi elkeen van ons weer opnuut vanoggend uit met hierdie gedeelte. Dis 'n uitnodiging van die Here om te sê, maar kom na my toe, kom bring jou laste vir my, want ek gaan saam met jou in daai juk trek. Ek gaan jou help om my laste te dra. Ek gaan vir jou weer krag en energie gee om aan te gaan met die lewe. Ek gaan jou weer help om die sin in die lewe raak te sien, om te voel dat jy werklik leef en nie maar net bestaan nie op aarde. Maar dis my en jou keuse of ons hierdie uitnodiging van die Here gaan aanvaar. So ons keuse of ons gaan sorg dat in ons programme ons iewerster tyd inbou om in die Here se teenwoordigheid te wees, sodat ons hom by hom kan rus vind. Dis my en jou keuse of ons gaan maak soos wat ons by ons huis met die wasmasjien gemaak het en hom te vol gestop het, of ek en jy gaan aangaan om ons programme te vol te stop en te dink ek kan dit maar hanteer, en of ek in God se teenwoordigheid gaan leer om my program dalk minder vol te stop, dat ek sal leer dat ek nie my lewe so vol laste sal laai soos daai waantjies, sleepwaantjies wat afgaan hier Mosambiek se kant toe nie. Dat ek sal leer om daai laste af te gooi en vir die Here te gee, sodat ek ligter deur hierdie lewe kan reis en werklik kan rus in die Here se teenwoordigheid. Ek gee 'n oombliekie kans vir stil gebed waarin elkeen net self met die Here kan praat en vir die Here kan vra dat hy jou sal wys. Is daar goed in jou lewe wat jy nog nie vir hom gegee het nie, wat jy te swaar aan dra? En vir die Here te vra dat hy vir jou sal wys, hoe kan jy meer rus in sy teenwoordigheid? Hemelse Vader, dankie dat U ons kom uitnooi, dat ons kan in U teenwoordigheid kom rus. Here, U weet dat so baie mense in vandag se besige lewe raak lewensmoeg. So baie mense begin beleef dat die lewe sy sin begin verloor. So baie mense beleef dat voel of hulle bestaan het, maar hulle leef nie meer. Here, en U wil graag hê dat ons moet voel dat ons leef en dat ons voluit kan leef en voluit vir U kan leef. Maar help ons vanoggend weer net opnuut sal besef, maar ware rus is net te vind in U teenwoordigheid. Dit is net U wat vir ons rus kan gee vir ons gemoed. Here, U weet dat ons gedagtes maak ons baie keer moeg. Al die goed wat deur ons gedagtes gaan, al die bekommernisse, die spanning, die goed waaroor ons wonder, gaan so maklik maak dat ons lewensmoeg raak. En dankie dat U ons kom uitnooi en kom sê, maar dat U saam met ons aan ons las, aan ons juk in hierdie lewe wil dra. En dat U ons wil help om dit ligter te maak, dat ons ligter deur hierdie lewe kan reis. Help dat ons nie ons tyd saam met U sal afskeep nie, maar dat ons sal juis U teenwoordigheid opsoek en in U teenwoordigheid gaan rus, sodat ons weer lewenskrag kan kry vir die lewe op aarde. Here, help dat ons ook mekaar sal help om in U teenwoordigheid te rus. Help ons, Here, dat ons sal maniere vind en sal sien, maar wat gaan vir my werk? Wat pas by my manier van dink en doen? Wat my gaan help om te beleef dat ek met U in gesprek is en maar net alles met U kan deel en vir alles vir U kan gee. Help dat ons maniere sal vind binne in ons besige lewens. Sien, maar net sal wag elke keer vir 'n afnaweek of sal wag vir 'n vakansie. Maar dat ons sal die ritme wat U in hierdie skepping ingeskep het, sal respekteer en sal besef. Maar dat ek nie teen hierdie ritme moet probeer inleef nie, want dan gaan ek vorentoe vir myself skade maak. Maar dat ons hierdie ritme wat U in die skepping ingeskep het, sal aanvaar en daarbey sal hou. Nie sal dink ek is sterk genoeg om dit te kan oorskry nie. Here, seën ons en help ons dat ons tot seën vir ander sal wees. Ons vra dit in U naam alleen.
ontvang ook die seën van die Here wat jou uitnooi om in sy teenwoordigheid rus te vind. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.